Ons groot Heer, in die pragtige naam van die Here Jesus Christus. Prys die Here. Amen. Holy Spirit, I welcome you. Help me to share this word. In Jesus' name. Amen. Jakobus 5:14 en 15. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Die gebed van die geloof sal die kranke red. Die Here sal hom oprig, selfs as hy sondig het en dit sou hom vergeef. Ek praat 'n bietjie rondom ons geloof. Dis die punt wat ek wil hierso aan hierdie boodskap maak. Ons geloof, die gebed van die geloof sal die kranke red. Sê die skrif, en die Here sal hom oprig. So, my vraag is, hoe kom ons na iemand toe wat siek is en ons bid vir daardie persoon, of ons is geroep om die persoon te kom? In feite, die vorige skrif sê, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. So ons kom ook nie net na 'n siek persoon toe onvoorbereid. Ons moet voorbereid kom. Ons moet voorbereid kom. Ek dink as in 1 Samuel 16 vers 1 sê die Here vir Samuel, vul jou horing met olie. So oil is a type of the Holy Ghost. Oil is a type of the power of the Holy Ghost. So ons kan nie unprepared na iemand toe gaan en raai persoonlik gaan bid nie. Ons moet voorbereid gaan. Ek moet seker maak die Here het my gesalf vir 'n siek persoon te gaan bid. Amen. En dan die tweede ding is die gebed van die geloof. Die skrif sê die gebed van die geloof. So while I'm praying for someone who is sick, there must be faith. I must be praying for that person in faith. Ek moet gelowig kan bid vir daardie persoon. Gelowig bid. Wat eintlik moet gebeur is ek moet hy persoon klaar gesond sien. Ek moet hy persoon klaar gesond sien. Nog voordat ek vir hy persoon bid, moet ek hom klaar sien. In feite sê die skrif, maak hom gesond. So saam met my geloof moet ek hy persoon gesond maak. Hom klaar gesond sien en maak hom gesond. Want ek sien hom klaar gesond. So daar is, God kyk na ons geloof. En dan sê die skrif, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So sonde word nie as 'n beperking gebruik nie. God vergewe, instantly, op slag, vergewe die Here. Die Here kyk nie, so moenie laat sonde, wat hy probeer sê, moenie laat sonde in die pad staan vir 'n gebed en vir 'n gebed wat jou kan genees. Die Here wil jou genees, God wil jou gesond.